groet julle almal in die pragtige naam van Jesus Christus, ons verlosser. Hierdie is die begin van antieke Israel, deel 2. Onthou julle wat ons gedoen het is, ons het gekyk na die lyn op lyn, en ons het begin om te kyk na die begin van antieke Israel. Ons het gesê, net om 'n bietjie terug te gaan vandag, ons het gesê, Christus is dieselfde gister, vandag en môre. Hy verander nie. Ons het ook gekyk in Jesaja 28 en ons het gekyk dat die manier wat ons die Bybel gaan bestudeer, is lyn op lyn. Ons gaan die geskiedenis weet ons herhaal. So ons gaan die geskiedenis neersit op 'n lyn. Elke gebeurtenis weet ons in geskiedenis is 'n mylpaal. En die geskiedenis van Israel gaan ons sien herhaal weer in die geskiedenis van ons. So antieke Israel, moderne Israel en ons tydlyn loop parallel met mekaar. En ons gaan dit baie duidelik sien. Om net vandag terug te gaan en te kyk tot waar ons gekom het. Ons het gesê vir 'n hervorming wat die Here wil doen is om ons terug te vat na die oorspronklike toe. Dit is die doel van 'n hervorming. Duisternis. Wat was die duisternis gewees in Moses se tyd? Ons het gesê, hulle was vir 400 jaar onder die druk van Egipte gewees. Die Here het in die tyd van die einde, die begin van hierdie tydlyn van Moses, van antieke Israel, het die Here Moses gestuur. Moses is ons boodskapper wat die Here gestuur het. Daar was 'n vermeerdering van kennis gewees en ons het deur dit gegaan van alles wat gebeur het wat die kennis vermeerder het. Daar was 'n formulasie gewees van die boodskap by die braambos. Ons het dan ook gekyk dat toe die eerste engel bekragtig was, kom ons maak so, ons het hom as bekragtig. Toe die eerste engel boodskap, alles wat hierso gebeur het, bekragtig was, wat is dit 'n hemelse wese wat afgekom het? Julle onthou ons het daaroor gesels. Die engel het Moses gekonfronteer en dit het gegaan oor besnydenis. Hy het nie sy jongste seun besny nie. Ons het ook gesien dis 'n lewe en dood boodskap. Broers en susters, kom ons kyk na wat het gebeur met Noag. Weet jy kon die liefde van Christus verkondig het. Jy kon vir hulle elke mooi waarheid gewys het. Maar as hulle nie in die ark geklim het nie, dan was hulle verlore gewees. Hulle het gesterwe op aarde, maar hulle ewigheid was daarmee heen gewees. Ons besef nie altyd daar's 'n spesifieke boodskap wat die Here vir ons vir elke generasie stuur waarop ons moet reageer nie. Vir Moses het ons gekyk, fondamente is gelê en dit was die Sabbat. En om dit meer in perspektief te bring is dat dit was hulle toets gewees. As hulle nie die Sabbat gehou het nie, was hulle nie deel van Israel nie. Die Here het inteendeel gesê, vat hom wat dit breek, uit beide kante en stenig hom. En daar is 'n geval daarvan wat ons wel sien in die skrifte. Dis 'n lewe en dood boodskap. Ons het gesien onmiddellik na die fondamente gelees, die werk van die vyand. Onmiddellik toe hulle begin Sabbat hou in Egipte self, het Farao opgestaan en gesê, hierdie mense is lui. Hulle maak nie meer die voorraad van bakstene nie. Hulle gaan dit nou maak met hulle eie strooi. Ons het onmiddellik gesien, dit was 'n voorbeeld hierso waar die vyand ingegaan het en onmiddellik het hy dit wat God begin het hy teengewerk. Ons het ook gesien met die tweede engel toe hy afkom. Onthou, hierdie is simbole. Die boodskap van die eerste engel het ons gesê en geïdentifiseer, as ons dit met een woord kan sê, was sonde geweest. So die boodskap wat Moses hierso gee, die Sabbat, die terugbring na God se gebooie toe, die ophou met sonde, die teruggaan na die oorspronklike toe, alles is die eerste engel boodskap in prinsip. Die tweede engel boodskap, geregtigheid, het ons gesê, hierso kom Moses, hy wys die tekens wat God omgegee het aan Farao. Farao gebruik sy, kom ons noem dit, geleerdes en towenaars, as ou dit in daai manier wil sit, en hulle boots hierdie ding na, maar ons het ook gelees en gesien dat
dit was oorverblinderheid, dit het gelyk soos, dit was nie dat hulle stawwe in slange verander het nie, ons noem dit vandag magie, magic. So, wat Farao doen is, hy sê nee, Moses, julle doen dieselfde as hierdie mense, ek kan nie sien dat dit die hand van jou God is nie, weet jou God dat ek hom moet luister. Ons sien dat hy verwerp heeltemal 'n God wat bestaan daar, en ons gaan weer in 'n lyn sien wat gebeur. Dan sien ons die bekragtiging van die tweede engel, daar's 'n konsekwens, daar is 'n iets wat daaruit voortspruit vir wat hier gebeur, want Farao maak sy deur toe, Egipte maak hulle deur toe en sê, ons wil nie enige iets hoor nie, ons wil nie deel hê hiervan nie, en ek sal nie Israel laat gaan nie. Die pla val daar, en ons sien, dit is baie interessant as ons byvoorbeeld kyk, die Nyl, die bloed in water. Die Nyl was ook 'n afgod in Egipte gewees, dit was 'n aanbidding, dit was die life giver, dit was die lewensgewer gewees vir Israel. So hulle het die Nyl gesien as 'n tipe van 'n god, 'n aanbidding. En God wys uit hulle eie god uit wat hulle aanbid, verander hy in bloed en hulle kan hom nie gebruik nie. Byvoorbeeld die paddas. Die paddas was ook 'n item gewees van aanbidding in Egipte gewees. Nou is die hele Egipte vol paddas en ek dink dit is 'n groot probleem. Jy gaan nie net kom en die paddas uitroei nie, want dit was gesien as 'n heilige of as 'n goddelike wese gewees as jy dit so kan stel. So ons sien ook daar dat God wys vir hulle dat dit wat julle aanbid en die gode wat julle daar stel en wat julle dink dit is 'n seëning vir julle is nie. Daar is net een en dit is the great I am, die een wat sê ek is. Die derde engel kom af en ons weet die derde engel stel vir ons in beginsel voor die oordeel en ons het gesien probasie sluit vir die mense, die Pasga is daar. Dit het gegaan oor die eersgeborenes van die vee en van almal en die lam moes geslag gewees het hierso. Ons het ook gesien dit is die 14de dag van die eerste maand. Is die Pasga net voor son onder, is die Pasga geslag. Ons het ook gesien, daar is twee klasse van mense wat ontwikkel het. Die wat staan en sê, yes Here, ons sal doen wat u vra, en hulle is in beskerming, en die wat nie dit gedoen het nie, hulle het die eerstgeborenes verloor. 'n Ander ding wat ons sien wat belangrik is, wat ons moet verstaan is, daar was 'n finansiële ondersteuning gewees vir Israel. Dit bedoelende, die Here het toegelaat, laat Egipte hulle goedgesind was, en in die vorm van goud, in die vorm van silwer en braas en baie voorwerpe, dit is finansiëel, is aan Israel gegee en hulle is uit Egipte uit met dit. So dit is 'n finansiële ondersteuning. Ons gaan dit weer later in die lyne meer in diepte kyk. Ons het tot daar gekom en ons het gesê, ek het nie spasie op my bord nie, ek wil kyk wat was die laaste gewees en ek wil voorstel, ons het 'n eerste, tweede en 'n derde engel. Ons verstaan die drie engele boodskap en ons begin daarmee te werk, maar ek wil julle voorstel na 'n vierde engel. Kom ons gaan kyk in Openbaring 18. Ek wil julle voorstel aan 'n vierde engel. Die vierde engel vat die ander saam in een. En kom ons gaan na Openbaring 18 toe. En ek gaan net bietjie daaraan raak, ons gaan herhaal en meer daaroor gesels soos wat ons aangaan. Die Here sê vir ons in Openbaring 18 van vers 1, en na hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdal uit die hemel met groot mag en die aarde is verlig deur sy heerlikheid en hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval, geval het die groot Babylon en dit het geword 'n woonplek van duiwels en 'n versamelplek van allerhande onreine geeste en 'n versamelplek van allerhande onrein en haatlike voëls. Omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery en die konings van die aarde met haar hoereer het en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. Die hele Openbaring 18 is vir ons in die eindtyd. En ons gaan baie terugverwys daarna en ons gaan dit sien. So al wat ek nou doen is, ek begin net om vir julle die vierde engel neer te lê, wat 'n kombinasie is van die eerste drie, as ons dit so kan sien. En ek wil aangaan met die geskiedenis. Hier sien ons ook dat hier is 'n teleurstelling. Die teleurstelling hier wat gebeur is, hulle gaan uit Egipte uit. En hulle kom by die Rooi See.
Om hulle is berge, voor hulle is die see en agter hulle kom Farao met die Egiptenaars om hulle terug te vat Egipte toe. En wat gebeur? God maak die see oop. Hy wys vir hulle, ek is die groot God en ek sal saam met julle wees. Dit is baie belangrik en hulle gaan deur daar. Die volgende ding wat ons kan kry is, ons kry nou weer 'n herhaling. Hierdie gedeelte kan ons weer hier binne inpas. Maar hierdie gedeelte sien ons is weer die tipe, eerste engel, tweede engel, derde engel, wat gebeur. Dis 'n herhaling. Kom ek verduidelik julle. Wat gebeur met hulle in die woestyn? Die eerste ding is die toets van die manna, die Sabbat. Die Here sê vir hulle, ek sal vir julle elke dag manna van die hemel afgee, vir brood. Dit sal julle eet. Dit kan nie oorstaan nie, dit kry wurms. Wat baie belangrik is, daar's 'n dubbele porsie. Op 'n Vrydag, op jou voorbereidingsdag vir die Sabbat, gee die Here vir hulle 'n dubbele porsie. Daai manna het oorgestaan die Vrydag aand en hulle het dit gebruik vir die Sabbat. Baie belangrik. Ons gaan later weer terugkom daarna. Ons het ook gesien daar's 'n wagtydperk. Nou wat interessant is daar is, die wagtydperk is, die Here sê, ek wil julle ontmoet. Ek wil na die berg Sinaï toe gaan en die Here wil die wet vir Israel gee. Daar's 'n verbond wat hy wil doen. Kom ons kyk gou na Eksodus 19. Ek wil vers 10 en 11 lees daar. Verder het die Here aan Moses gesê, gaan na my volk en heilig hulle vandag en môre en laat hulle klere was. Dit is 'n reinigingsproses. Hulle moes daar wag en hulle moes hulle self skoonmaak. En hulle gereed hou teen die derde dag. Want op die derde dag sal die Here voor die oë van die hele volk op die berg Sinaï afdwaal. Aanhaling wat ek wil lees hierso. Patriarchs and Prophets, bladsy 303, paragraaf 5. God het voorgeneem om die geleentheid om sy wet te spreek, 'n toneel van vreeslike grootheid, 'n ooreenstemming met sy verhewe karakter te maak. Die mense moes beïndruk wees met alles wat verband hou met die diens van God, om dit met die grootste eerbied te aanskou. Tydens hierdie tussen die dae, tydens hierdie tussenin dae, moes hulle almal die tyd in 'n plegtige voorbereiding ombring, in voorbereiding om voor God te verskyn. Hul persone en hul klere moes vry wees van enige onreinheid, en soos Moses hulle sondes moes uitwys, en hulle moes hulself verneder in was en gebed, dat hulle harte gereinig kan word van ongeregtigheid. God wys vir ons dat hy is 'n heilige God. Ons kom voor hom in alle eerbied en respek, skoonheid en reinheid, tot die simbool van klere was, om innerlike en uiterlik 'n was voor te stel, moes hulle doen. Ons het nie verander nie, dit is ook werk wat ons gaan doen, en ons gaan meer in diepte kyk daarna. Ons kyk dan, wat gebeur met die mylpaal hierso. Die God van Abraham, Isak en Jakob kom en hy sluit 'n verbond met Israel. Ons meet hierdie ook, want as ons na die feestydde gaan kyk, onthou die 14de dag van die eerste maand het die feeste begin met Pasga. Dan die 15de dag het ons die ongesuurde brode gehad, die 16de dag het ons die eerste vrugte gehad. Dan het ons gesien, na 50 dae, was dit die uitstorting van die Heilige Gees. So as ons dit merk, ons toets die manna, en alles hierdie, sal ons sien, hierdie is die tydperk wat dan verloop het, tot hulle dan die uitstorting van die Heilige Gees gehad het. Hierdie, waar God van die berg van die hemel afkom, en met Israel 'n verbond sluit, en vir hulle die wet gee, is 'n tipe, wat hy vir hulle wys, van die uitstorting van die Heilige Gees. Ons gaan na Augustus 22, 1844, SSS,
en ek maak 'n aanhaling. Weer in Levitikus 23 vers 15 en 16 het ons die tyd van die fees van weke, of soos dit genoem word, die Pinkster, wat op die 50ste dag is. Dit was die herdenking van die Here se afkoms op die berg Sinaï met die gee van die wet, en is vervul soos ons geleer het in Handelinge 2 vers 1 van 4, wanneer die Heilige Gees gekom het as 'n geweldige rukwind en as 'n gesplete tonge van vuur. So hier sien ons, dit is die eerste merk van die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkster, op die berg Sinaï. Die wet word gegee. Dan sien ons ook 'n begin van 'n wagtydperk. Dit is belangrik, want wat nou gebeur is, Moses gaan op na die berg. God roep hom op na die berg om die wet wat hulle en die verbond wat hulle gemaak het, te gaan haal op die 2 kliptafels. Wat belangrik is, daar is kom ons gaan na Exodus 24 vers 1 toe. Want ons moet mooi kyk, ons weet Moses was 40 dae in die wolk saam met die Here gewees. Maar 'n gedeelte wat ons baie keer mis, is daar was 'n 6 dae voor die tyd wat hy in die berg vertoef het. Wat ons by die 40 dae moet tel wat hy altesaam weg was vir die ontvangs van die wet. Ons sal net sê, Exodus 24 vers 1, daarna het hy vir Moses gesê, klim na die Here toe op, jy en Aaron, Naab en Abihu, en 70 van die oudstes van Israel, en buig hulle neer van ver af, en laat Moses alleen nader kom na die Here toe, maar hulle moenie nader kom nie, en die volk mag nie saam met hom opklim nie. Dan lees ons verder vers 9, daarop het Moses opgeklim met Aaron, Nadab, Abihu en 70 van die oudstes van Israel, en hulle het die God van Israel gesien, en onder sy voete net soos 'n vloerwerk van safierstene, en so helder soos die hemel self, maar hy het sy hand nie na die uitgesoektes van die kinders van Israel uitgestrek nie, en hulle het God aanskou, daarop het hulle geëet en gedrink. Toe sê die Here vir Moses, klim op die berg na my toe en vertoef daar, dat ek jou die kliptafels kan gee en die wet en die gebooie wat ek geskryf het om jou te onderrig. Hierop het Moses klaargemaak en Josua sy dienaar en Moses het op die berg opgeklim en aan die oudstes gesê, wag hier vir ons tot ons na julle kom, en kyk, Aaron en Hur is by julle. Wie regsaake het, kan hulle aangaan. Vers 15, toe Moses die berg opklim met 'n wolk die berg oordek, vers 16, en die heerlikheid van die Here het op die berg Sinaï gebly, en die wolk het dit 6 dae lank oordek, en op die 7de dag het hy na Moses geroep uit die wolk uit. En dan vers 18, Moses het begin in die wolk ingaan en die berg opklim, en Moses was op die berg 40 dae en 40 nagte. So altesaam sien ons hierso, dis belangrik, 46 dae. Dit is 'n belangrike syfer wat ons moet sien, wat betrekking hou met die sluit van die verbond. Dan wil ek kyk na die derde engel in tipe kom af, en wat gebeur is, die kinders van Israel was veronderstel om na te dink en voor te berei vir die belofte wat hulle gemaak het. Wat is die belofte wat hulle gemaak het? Die verbond gaan oor, Israel het gesê, ons sal u wet hou, en die Here sê, daardeur sal ek vir julle God wees. So dit gaan oor die onderhouding van die wet van Israel, en dit bekragtig die verbond wat God sê, ek sal vir julle God wees, julle sal vir my volk wees, julle hou die verbond, en ek sal al hierdie dinge doen. Ons gaan ook 'n bietjie kyk in Levitikus 26, wat meer omtrent hierdie verbond handel, en ons gaan dit ook in hierdie sessie deurwerk. Hulle is veronderstel om te staan, te wag, en om te oordink, hierdie verbond wat hulle met die Here gesluit het. Maar jy sien wat gebeur is, ons het ook die menigtes van, in Engels die mixed multitude, so dit is die gemengde menigtes, wat saam met Israel gekom het.
En hierdie mense is baie angstig. Hulle soek die beloofde land, die land van melk en honing, en hulle wil nie deur al hierdie dinge gaan nie, en hulle stel nie regtig belang in hierdie belofte en in hierdie verhouding met God nie. Hulle kyk aards en hulle kyk om te sê, ons soek hierdie beloofde land. En daar begin probleem ontstaan en hulle sê, kom ons maak vir ons 'n kalf. Moses is nie hier nie, wie gaan ons lei? Daar is party van hulle wat sê, kom ons gaan vorentoe na die land, ander sê, kom ons gaan terug na Egipte toe, maar hulle maak 'n goue kalf en hulle begin hierdie kalf aanbid. So, binne hierdie kort tydperk, breek hulle hierdie verbond, breek hulle hierdie wet wat hulle met die Here gemaak het. En ook wat ons sien wat interessant is toe Moses terugkom en hy vra, almal moet aan sy kant staan wat nie betrokke was nie, sien ons die Lewiete, was nie betrokke in hierdie aanbidding gewees nie. En daar sien ons dat die Here vat die hele stam van Levi en hy sonder hom uit en hulle gaan dan in die priesterskap en hulle gaan dan staan. So hier sien ons dan dat die Lewiete gaan dan werk doen, 'n spesifieke werk. Ons het nog steeds vir Aaron en vir Josua wat die hoëpriester gaan wees in die tye, met die Lewiete wat dan gaan help dan. So in kort het ons die geskiedenis deurgegaan van antieke Israel en wat gebeur het. Ons gaan in die ander tydlyne baie terug verwys na hierdie ene toe. Daar's iets baie belangrik wat ek wil doen. Kom ons gaan na Levitikus 26 toe. Dit gaan oor profesie en dis die langste profesie in die Bybel. Dit is die 2520 jaar. Dit loop saam met die verbond wat gesluit is hierso. Die eerste deel van Levitikus, en ek wil hê, kom ons gaan na Levitikus 26 toe, ons gaan lees, ons gaan heel wat lees daar, maar ek wil hê ons moet dit deurgaan en dit verstaan. Dit is 'n manier waarop die Here werk met sy mense wat ons moet verstaan. Dit is 'n manier wat ons gaan sien, gaan deurslaan die hele Bybel. Ons gaan dit in ons lewens ook sien, ons gaan dit in ons tyd ook sien. Levitikus 26 vers 1. Julle mag vir julle geen afgode maak nie, en 'n gesneede beeld of 'n klippilaar mag julle vir julle nie oprig nie, en 'n steen met beeldhouwerk in julle land nie opstel om julle daarby neer te buig nie, want ek is die Here julle God. My sabbate moet julle hou en my heiligdom ontsien, ek is die Here. As julle, dis baie interessant, verstaan hierdie, as julle in my insettinge wandel en my gebooie hou en dit doen, dan begin die Here en hy vertel al die seëninge wat daarmee gepaard gaan. Sal ek julle reën gee, dit is vers 4, op die regte tyd, en die land sal sy opbrengs gee, en die bome van die veld sal hulle vrugte dra, en die dorstyd sal vir julle aanhou tot die druiweoes, en die druiweoes sal aanhou tot die saaityd, en julle sal julle brood volop eet en veilig in julle land woon. En die Here gaan aan en asseblief vat tyd, gaan lees Levitikus 26 baie mooi deur, om eintlik 'n agtergrond te kry, doen die hele Levitikus 25, om te sien dat hulle is besig om met 'n tyd en 'n tydperke te gesels, en dan gaan ons in Levitikus 26 in, en dit vertel vir ons van die seëninge. Tot en met vers 14 sal ons dit sien. Maar die Here sê van vers 14, as julle nie na my luister, en al hierdie gebooie nie doen nie, en as julle my insettinge verwerp, en as julle siel in my verordeninge 'n afskeid het, sodat hulle nie na my gebooie doen, en my verbond verbreek, dan sal ek dit ook aan julle doen. Ek sal verskrikking oor julle beskik. Die tering en die koors, wat die oë verteer, en die lewe laat versmag, julle sal ook te vergeefs julle saad saai, met julle vyande sal dit opeet. Julle moet dit herlees, want wat julle sal sien is, dat die Here sê, as julle gesig van my af wegdraai, gaan ek my gesig van julle af wegdraai.
Vers 21, en as julle heel teen my verset en aan my nie wil luister nie, sal ek meer pla op julle lê, 7voudig volgens julle sondes. Dan wil ek kyk na vers 24. Ek sal my ook teen julle versit en julle ook 7voudig tref weens julle sondes. Vers 28. Sal ek my in grimmigheid teen julle verset en ek sal julle ook 7voudig tigtig weens julle sondes. Vers 18, ek het hom vergeet. En as julle dan tog nie na my luister nie, sal ek voortgaan om julle 7voudig weens julle sondes te tigtig. Die heeltyd vertel die Here vir ons 7voudig sal hy 'n straf uitbring teen hulle. Die Here se doel is om sy kinders weer terug te bring en weer nader te trek. En dit is waarom hy hierdie vervloekinge uit of neerlê vir hulle, om te sê, as julle nie vir my luister nie, is dit wat ek gaan doen om julle terug te bring. Maar as ons baie mooi kyk, sien ons dat vers 24 veral praat nie soveel as 7voudig in die intensiteit van wat die Here gaan doen nie, maar hy praat in 'n 7voud, in Engels praat dit van 7 times, as 'n tydperk wat hierdie vervloeking gaan duur. So ek gaan dit weer lees, net vers 24. En ek sal ook teen julle verset en julle ook 7voudig of 7 tye tref weens julle sonde. Nou, ons as Adventiste ken die dag-jaar prinsip. Laat ek net spasie maak hierso. Ek gaan hierdie uitveer dan. Die dag-jaar prinsip is vir ons baie belangrik. Want as die Here vir ons profesie gee in sy woord, dan moet ons die profesie sal ons altyd so verklaar. En ek wil dit vandag met julle weer deurgaan. Een dag is gelyk aan 1 jaar. 1 maand is gelyk aan 30 dae. En 30 dae is 30 jaar. OK, dan het ons 1 jaar, hoeveel dae is dit? 360, want jy het 12 maande in 1 jaar. Moenie deur mekaar raak nie. Ons het hulle noem dit Gregorian, ek weet nie wat is die regte Afrikaanse woord nie. Ons het die Gregorian kalender waarop ons op die oomblik is. Ons kalender sê dat daar is 12 maande, daar is 365 en 'n kwart dag in 'n jaar, en ons gebruik die son en die omwenteling van die aarde om die son om dit te bepaal, en ons maande verskil, dis nie vas 30 dae nie. Nou, hierdie is 'n profetiese kalender, dit is nie die Joodse kalender wat gebruik word nie, die Joodse kalender verskil van hierdie is die Bybelse profetiese kalender. En dit is wanneer ons profesie, ons het gelees en ons het begin met ons lesings om te sê, ons verklaar en ons interpreteer nie die Bybel nie, die Bybel interpreteer homself. So wat ons doen is, ons gaan kyk na die voorskrifte en die manier wat die Here dit vir ons sê, en hy verduidelik ons dit, en ons kan gaan kyk veral na Noag, en die Here verduidelik ons presies die jaarprinsip, die hoeveelheid dae wat in 'n maand is, en hoeveel in 'n jaar is. Hierdie is goed wat ons veronderstel is om te ken, waarop ons al lank al gebou het as Adventiste, gaan dit net eintlik vinnig met julle deur. Maar, ons het 12 maande, dan sê ons ook, tye, en 'n halwe tyd. En ons weet, tyd is 1 jaar, dis 360 dae. Tye is 2 jaar, dis 720, en 'n halwe tyd is 'n halwe jaar, dis 180 dae. So as ons kyk, soos byvoorbeeld in Openbaring 11 en Openbaring 12, sien ons tye en 'n halwe tyd, en as ons dit bymekaar gaan tel, sal ons sien dit is byvoorbeeld 1620 dae, wat dan 1620 jaar. Dis die prinsip wat ons het.
1260. Nou, ons het hierso in Levitikus 26 waar die Here sê ek sal julle 7 tye verstrooi onder die nasies. Julle straf sal 7 tye lank wees. So 7 tye sal wees 7 maal 'n tyd is 360. So dit gee vir my 2520 dae wat 2520 jaar sal wees. Profeties pas ons dit altyd toe. Ek sal vir julle soos ons deurgaan veral op die Millerite tydlyn, sal ons hierdie goeders baie meer in diepte deurgaan en ons sal presies sien waar ons is en hoekom ons dit so gebruik en waar ons dit vandaan kry. Ek wil net weer dit vanaand deurgaan. So wat gebeur is, die Here sê vir 2520 jaar Israel, omdat julle my verbond nie wil hou en my insettinge nie wil nakom nie, gaan daar 'n vervloeking oor julle kom. En ons wil gaan kyk daarna, en ons wil gaan kyk na die beginsel. Daar's 'n beginsel van verstrooiing en daar's 'n beginsel van weer bymekaar maak. Kom ons kyk na 2 stories. Want dit leer ons 2 prinsipe. 'n Verstrooiing van God se mense en 'n versameling. In Engels is dit a scattering en 'n gathering. So ons kyk na 'n verstrooiing en 'n versameling van die mense. Een ding wat Willem Miller geglo het, is dat die 2520 jaar begin in die jaar 677 voor Christus. Nou ek het dit hierso neergesit. So Willem Miller kom en hy sê hy glo soos wat hy dit verstaan, 677 voor Christus. En as jy dit dan gaan tel, sien jy kom by 1844, 1843, 1844 uit. Maar daar was ook iemand anders gewees, sy naam was Hiram Edson. Nou wat Hiram Edson gesê het is, hy sê nee, van die jaar 723 begin dit. En dit gaan deur tot 1798. En dit is baie interessant dat as ons nou daarna kyk, was al 2 reg gewees. Alhoewel hulle daai tyd dit nie so verstaan het nie. In die jaar 742 voor Christus het Jesaja geprofeteer dat beide die noordelike en die suidelike stamme van Israel verstrooid gaan wees. Israel is in 2 dele verdeel. Israel is verdeel in 'n noordelike wat bestaan uit 10 stamme en die hoofstad daarvan was Samaria gewees. En dan het ons ook aan die ander kant 'n suidelike gedeelte. Dit was 2 stamme en dit was Juda en dit was Benjamin gewees. So Israel is verdeel in 2 afsonderlike noordelike en suidelike groepe, as ek dit so kan sê. En omdat Israel as 'n geheel nie die vereistes nagekom het om die wet te hou nie, het hierdie vervloeking in werking getree. Maar ons sal sien dat dit op verskillende tye in werking getree het, maar laat die hele Israel wel onder daai vervloeking gestaan het vir 2520 jaar. Kom ons gaan na Jesaja 7 en ek wil lees van vers 4 tot vers 9. En sê vir hom, neem jou in ag en wees gerus, wees nie bevrees en laat jou hart nie week word oor hierdie 2 rokende stukke brandhout nie, weens die gloeiende toren van Resen en van Arameërs en van die seun van Ramelea, omdat Aram onheil teen julle besluit het, Efraim en die seun van Rameeli deur te sê,
laat ons optrek teen Juda en dit verskrik aanjaag en dit vir ons verower en die seun van Tabeel daaroor koning maak. So sê die Here, dit sal nie tot stand kom nie en dit sal nie gebeur nie, want Damaskus is die hoof van Aram en Resin is die hoof van Damaskus. En binne 65 jaar, nou hier is 'n tydprofesie wat die Here gee, sal Ephraim verbreek word sodat dit geen volk meer is nie. Dit bedoel in 65 jaar sal Israel as 'n geheel verbreek word en daar sal niks meer oor wees nie. En Samaria is die hoof van Ephraim en die seun van Remiel die hoof van Samaria. As julle nie glo nie, voorwaar sal julle nie bevestig word nie. Dit is baie belangrik wat die Here vir ons hierso sê is, dis 'n tydprofesie wat hy begin en hy sê dit in die jaar en dit is geskiedkundig. Mense onthou, laat ek net 'n bietjie teruggaan terwyl dit in my gedagtes opkom. Hierdie dinge wat ons hier neergesit het, is nie goed wat ons aan gedink het en gesit het nie. Dis geskiedkundige gebeurtenisse. Hierdie is nie dinge wat ons uit die Bybel uitgehaal en gesê, kom ons maak 'n datum, kom ons maak nie. Hierdie is absolute feite van die geboorte van Moses, van die braambos, van wat gebeur het met die hemelse wese wat uitgekom. Hierdie is dinge, ons lees dit, jy kan dit, daar's 'n geskiedenis daaroor, die Bybel vertel ons daarvan. Hierdie is geskiedenis. Hierdie is 'n feit wat ons neersit hierso. Dit is nie iets wat ons sê, ons is Adventiste en ons haal hierdie dinge uit nie. Enigiemand kan dit doen. Dit is absoluut. So hierdie wat ons doen is, dit is geskiedkundige feite. In die jaar 742 was toe Jesaja hierdie beeld gekry het en hy geprofeteer het, hy gesê het, binne 65 jaar sal ons sien dat die 65 jaar is so, sal Ephraim, die hele Israel, verbreek word. En wat gebeur het is, dat die noordelike gedeelte van Israel is verbreek in die jaar 723. En ons gaan daarna kyk. Kom ons kyk na die noordelike stamme. Israel was in twee dele verdeel, noordelike en suidelike deel. Die noordelike deel van Israel was, en hul hoofstad was Samaria. Die laaste koning was Hosea. Die deel het bestaan uit 10 stamme, en die 10 stamme van Israel het geval in die jaar 723 voor Christus. Ons gaan daarna 2 Konings 18 vers 9 tot 12. Maar in die 4de jaar van die koning Hiskia, dit was die 7de jaar van Hosea, die seun van Ela, die koning van Israel, het Salmaneser, die koning van Assirië, teen Samaria opgetrek en dit beleer. So ons lees geskiedenis hierso. Ons kan dit in die geskiedenisboeke nagaan en ons sal die datums daarvan kry. En hulle het dit ingeneem en aan die einde van die 3 jaar en die 6de jaar van Hiskia, dit was die 9de jaar van Hosea, die koning van Israel, is Samaria ingeneem. En die koning van Assirië het Israel in ballingskap weggevoer na Assirië en hulle laat bly in Halach en aan die Habor, die rivier van Gosen en in die stede van Medië. Omdat hulle nie gehoorsaam was aan die stem van die Here hulle God nie, maar sy verbond oortree het. Julle sien, hier gaan ons terug en dit verwys vir ons na Levitikus 26 wat sê, as jy my gebooie hou, sal dit met jou goed gaan. Ek sal, sê die Here, die vyande van jou af weghou, ek sal vir jou die reën stuur, maar hulle was nie gehoorsaam nie, en hierdie vloeke kom in werking. Alles wat Moses die knegt van die Here beveel het, sonder om daarna te luister en te handel. Dit is wat ons skryf. Kom ons kyk dan, dit is dan die noordelike gedeelte, hulle gaan in ballingskap in die jaar 723, en as jy gaan kyk vir 2520 jaar, kom hulle op 1798 na Christus. Sien ons hou dit op. En ons noem hierdie die verstrooiing, want hierdie groep is nooit weer teruggeneem nie. Nou gaan ons kyk na Juda en Benjamin in 677 voor Christus. Die suidelike stam is Benjamin en Juda. Hulle is gevangen geneem na Babylon in die jaar 677. Onthou, dit is ook wat ons weet wanneer Daniel saam met hulle in ballingskap geneem is. 2 Kronieke 33 vers 11. Daarom het die Here die leer owerstes van die koning van Assirië oor hulle gebring, en die het Manasseh met hake gevang en hom met koperkettinge geboei en hom na Babel weggevoer. Julle kan die geskiedenis gaan lees van Manasseh en wat
gebeur het daar. 'n Beginsel wat ons sien hierso, en ons sal sien daar's 'n verstrooiing, en ons sal ook sien daar's 'n versameling. Want as die Here 'n verbond met sy mense wil maak, dan moet hy hulle versamel, dan moet 'n volk wees, maar dan moet 'n wet wees. En ons sal sien dat die wet, en veral op die Sabbat, het die mense verwerp, en dit is op die Sabbat is weggesteek, en God het nie weer met die mense 'n verbond gemaak nie. 1844 sal ons sien, kom die Here en hy versamel weer mense bymekaar, waarmee hy 'n verbond wil maak. Kom ons kyk na verstrooiing en versameling, ons gaan 'n bietjie verder. Levitikus 26 vers 33, en ek sal julle onder die volke verstrooi, en 'n swaard agter julle aantrek, en julle land sal 'n wildernis, en julle stede pynhope wees. Gaan lees die hele Levitikus, gaan lees dit in verband, en gaan kyk, baie mooi wat daar staan. Maar nou wil ek ook vir julle sê, Levitikus 26:40 tot 44, dan sal hulle hul ongeregtigheid bely. Dit is om terug te keer na die Here toe. Dit is om uit daai toestand uit terug te kom, en die Here gee 'n kans, maar hy gee 'n manier, en hy gee voorwaardes daaraan. Kom ons gaan dit deur. Dis Levitikus 26 vers 40 tot 44. Dan sal hulle hul ongeregtigheid bely, en die ongeregtigheid van hulle vaders, deurdat hulle ontrou teen my gehandel het, en ook dat hulle hul teen my verset het. Dis belangrik dat ons ook sien en die ongeregtigheid van hulle vaders. Ons sal altyd sien die kinders en die vaders, om verskoning daarvoor te vra en belydenis te doen, sodat ek my ook teen hulle verset het, en hulle in die land van hulle vyande moes bring, of as hulle besnede hart hom dan verneder, en hulle dan boet vir hulle ongeregtigheid, sal ek dink aan my verbond met Jakob, en ook aan my verbond met Isak, en ook aan my verbond met Abraham, en ek sal dink, en aan die land sal ek dink. Maar die land moet eers van hulle verlate wees, en moet vir sy sabbate vergoeding kry, terwyl dit moes lê sonder hulle, en hulle sal vir hulle ongeregtigheid boet, omdat hulle my verordeninge verwerp, en my siel van my insettinge afskeid gemaak het. Maar ook dan, as hulle in die land van hul vyande is, verwerp ek hulle nie, en het ek van hulle geen afskeid, sodat ek 'n einde aan hulle sou maak, en my verbond met hulle sou verbreek nie, want ek is die Here, hulle God. So dit is belangrik, die Here sê dat as ons om verskoning vra, en ons kom in ware berou voor hom, en ons verklaar en ons bely ons sondes en die sondes van ons vaders, sê die Here, dan sal hy vir ons terugvat en weer opneem. Ok, 'n tweede getuie, kom ons gaan kyk na Deuteronomium 30, vers 1 tot 6 lees. Ek wil hê ons moet redelik tyd spandeer op hierdie, laat ons dit reg verstaan. En as al hierdie dinge oor jou kom, dit verwys na die 2520, dit verwys na die verstrooiing en die insameling, dit wys na die seëninge en die vloekinge. En as al hierdie dinge oor jou kom, die seën en die vloek wat ek jou voorbehou het, en jy dit ter harte neem onder al die nasies waarin die Here jou God jou verdryf het, en jy jou tot die Here jou God bekeer en na die stem luister, net soos ek jou vandag beveel, jy en jou kinders, met jou hele hart en met jou hele siel, dan sal die Here jou God jou lot verander, en hom oor jou ontferm, en hy sal jou weer versamel, uit al die volke waarin die Here jou God jou verstrooi het. Al was jou verstrooides aan die einde van die hemel, daarvandaan sal die Here jou God jou versamel. So die hele tyd praat die Here van 'n verstrooiing en 'n versameling. Hy bekragtig hierdie verbondkondisies wat hy met Israel gemaak het. En die Here jou God sal jou bring in die land wat jou vaders in besit geneem het, en jy sal dit in besit neem, en hy sal aan jou goed doen, en jou vermenigvuldig meer as jou vaders, en die Here jou God sal jou hart besny, en die hart van jou nageslag, en die Here jou God, om die Here jou God lief te hê, met jou hele hart, jou hele siel, dat jy kan lewe. So, dit is baie belangrik. Waar staan ek met tyd nou? Ok. Getuie van Daniël. Kom ons kyk na Daniël. En ek gaan na Daniël 9 vers 11 toe. Maar die hele Israel het u wet oortree. Dis 'n gebed wat Daniël doen. En afgewyk deurdat hulle nie na u stem geluister het nie. Daarom is die vloek
en die eed oor ons uitgestort wat geskrywe is in die wet van Moses. Waarna verwys hy? Hy verwys terug na Levitikus 26 toe. Die knegt van God, want ons het teen hom gesondig. Daniel het dit verstaan. Hy het verstaan hoekom hulle in ballingskap sit. Hy het verstaan dat hulle nie die kondisies nagekom het nie. Kom ons kyk na Nehemia, wat nog 'n getuie is. Nehemia 1 vers 5. Ek gaan daar lees, en gesê, ag Here God van die hemel, groot en gedigte God, want die verbond, wat die verbond en die goeie tierenheid hou, vir die wat u lief het en die gebooie onderhou, ons sal sien, dit is 'n verwysing terug soontoe, laat u oor tog opmerksaam en die oë oop wees, om te luister na die gebed van die knegt, wat ek vandag voor die aangesig bid, dag en nag, vir die kinders van Israel, die knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely, wat ons teen u gedoen het, ook ek en my familie het gesondig. Sien ons die beginsel van die beleiding van die sondes van syne en die van die volksinne. Ons het baie verkeerd gehandel teenoor u, en ons het die gebooie en die insettinge en verordeninge van wat u aan Moses die knegt beveel het nie gehou nie. Dink tog aan die woord wat u aan Moses die knegt beveel het, naamlik, as julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi. Sien jy, hier verwys hy weer terug na die 2520 jaar. Maar as julle heel tot my bekeer en my gebooie onderhou en dit doen, al was julle verjaagdes aan die eindes van die hemel, dan sal ek hulle daarvandaan versamel en hulle bring na die plek wat ek verkies het om my naam daar te laat woon. So hier sien ons presies dieselfde beginsel. So Nehemia het dit ook verstaan. Die versameling, kan jy sien, is gekonnekteer met die nuwe verbondsooreenkoms, wat nie gemaak tot na Christus nie, en in realiteit is dit nie gemaak met sy mense tot met die periode van 1844 nie. Dit is belangrik om te verstaan, 1844 begin die Here weer 'n versameling van sy mense. Dis hoekom hierdie tydlyne en hierdie dinge so baie belangrik is, en ons gaan deur daai tydlyn gaan en sien hoe God weer 'n volk bymekaar maak, 'n unieke groep mense, en dan met hulle 'n verbond aangaan. Okay. Nou wil ek kyk na die verstrooiing, en ek wil gebruik Belsasar. So Belsasar wys vir ons die verstrooiing baie duidelik uit. So gaan saam met my in Daniël 5 vers 17 tot 22. Ons lees baie vandag, maar ek wil hê ons moet hierdie baie mooi deurgaan. Toe het Daniël geantwoord en voor die koning gesê: dit is nou, onthou wat het gebeur, daar was 'n fees gewees. En Belsasar het gegaan en hy het al hierdie bekers en hierdie goudware en dinge uit gaan haal wat sy jy kan sê sy oupa Nebukadneser, wat toe hy Israel verwoes het en die tempel is verwoes, het hy al daai bekers en voorwerpe van die Here het hy gevat. En Belsasar vat dit en hy hou 'n fees. En hulle gooi wyn daarin en hulle is besig om 'n fees te hou. Maar Belsasar het geweet wat aangaan. Hy het dit nie in onkunde gedoen nie. En ons stel die storie verder op van vers 17. Toe het Daniël geantwoord en voor die koning gesê: u kan u gawes maar vir u self hou en u geskenke aan 'n ander gee. Nogtans sal ek die skrif vir die koning lees en die uitlegging aan hom bekend maak. Onthou, daar was 'n skrif van 'n hand wat op die muur gekom het en daar is geskrywe. Daniël is geroep en hy is die enigste een wat hierdie kon verklaar aan die koning. Wat u betref, o koning, dis vers 18, die Allerhoogste God het aan u vader Nebukadneser die koningskap en grootheid en heerlikheid en majesteit gegee. En vanweë die grootheid wat hy hom gegee het, het al die volke, nasies en tale gebewe en vir hom gesidder. Wie hy wou, het hy gedood, en wie hy wou, het hy laat lewe, en wie hy wou, het hy verhoog, en wie hy wou, het hy verneder. Maar net toe sy hart hom verhef het, en sy gees verhard is, om oormoedig te wees,
is hy van die troon van sy koningskap afgestoot. En die heerlikheid is hom ontneem. En hy is uit die mense verstoot en sy hart het soos die van diere geword. En hy het saam met die wilde esels gewoon en hulle het hom plante laat eet soos die beeste. En deur die dou van die hemel is sy liggaam nat gemaak, totdat hy herken dat die Allerhoogste God mag het oor die koningskap van die mense en daaroor kan aanstel wie hy wil. Maar u Belshazzar, sy seun, het u hart nie verneder nie, alhoewel u dit alles weet. Jy sien, Daniel word geroep om hierdie skrif wat aan die muur staan uit te lê. En hy versuim nie om reguit vir Belshazzar te sê, Belshazzar, jy het hierdie waarhede geweet. Jy het geweet wat het met jou oupa gebeur. Jy het presies geweet wat aangaan. En jy het nie aangegee daarop nie. Dit is wat nou gebeur. Vers 23. Maar u het u verhef teen die Here van die hemel, en die voorwerpe van die huis het hulle voor u gebring. En u het u maghebbers, u vroue en die byvroue, het wyn daaruit gedrink. U het die gode van silwer en goud, koper, yster, hout en klip geprys, wat nie sien en nie hoor en nie weet nie, maar die God in wie se hand u asem en voor wie al u paaie is, hom het u nie vereer nie. Toe is deur hom die deel van die hand geskryf en hierdie skrif geskrywe. En dit is die skrif wat geskrywe is: Mene, Tekel, Upharsin. Nou, dit is belangrik en ons gaan dit sien hierso. Alhoewel ons verstaan dat Belshazzar die skrif kon lees, want dit is in sy taal geskryf, het hy nie verstaan wat dit beteken nie. Hy het nie 'n uitlegging verstaan nie. Nou elke keer as ons dit hoor, lees ons die interpretasie van Daniel en ons mis wat God probeer vir ons wys. Mene, Tekel, Upharsin, en elke woord wat met die vinger geskryf is, verwys na 'n gewig of 'n mate, soos wat ons het 'n kilogram of 'n pond of 'n ons, is hierdie 'n eenheid, 'n unit of measure, 'n eenheid waarin ons meet. En dit is wat daar geskryf is. Mene, Tekel, Upharsin is die basiese Babyloniese eenheid van gewig. Soos wat ons het 'n shekel of 'n tekel, en die mense verstaan dit as 50 shekels. Die Upharsin is half 'n mene, wat gelykstaande is aan 25 sikkels. Okay. Die 4 woorde staan vir die volgende. Mene staan vir 50 sikkel. So as ek sê mene, dan sal ek sê 50. 'n tekel is 1 shekel, en 'n Upharsin is 25 sikkels. Okay. Die totaal daarvan, as ons dit bymekaar skryf, tel, is 50 plus 50 plus 1 plus 25, so ons kry hoeveelheid sikkel wat 126 is. Okay, so hou dit in gedagte. So ons het 126. En dit is sikkel. Ek dink dit is hoe hulle hom spel. In Afrikaans is dit. En as ons gaan na Esegiel 45 vers 12, dan sê die woord van ons, en die sikkel moet 20 gera of gera wees. 20 sikkels, 25 sikkels, 15 sikkels moet vir julle 'n mene wees. Maar wat belangrik is hierso, die sikkel is 20. So as ons dan daai vat en ons sê 126 maal met 20, dan kry ons 2520, en die eenheid wat ons dan gebruik is hulle noem dit gera. Belshazzar is geweeg en hy is te lig gevind, en die eenheid waarna hy geweeg is die 2520. En dit stel voor, en dit is Levitikus 26 waar die Here sê, as jy na my sal luister, as jy my insettinge in my wet en dit wat ek vir jou sê na luister, sal dit voorspoedig met jou gaan, anders sal daar vervloeking op jou kom. Ons weet wat het gebeur, dieselfde aan is
Belshazzar geoordeel en hy het sy lewe verloor. En Babylon is ingeval en is verower en die Mene en die Perse het dit verower. Ek voel, as ek my blaai kan omblaai, ek wil nog 'n voorbeeld kyk. En dit is die voorbeeld van Nebukadneser. Hierdie wat ek nou gedoen het van Belshazzar is die verstrooiing. So, hulle is verstrooi om nooit weer ingesamel te word nie. Maar daar is ook Nebukadneser. En ons sal sien hoe werk God met hierdie koning van konings op die aarde. Die storie is saam met die storie van Nebukadneser in Daniël 4. God sal nie dinge oor en oor noem as dit nie 'n groot belang het nie. Kom ons gaan kyk na Daniël 4, ek gaan weer baie lees van vers 10 tot 16, om hierdie te verstaan. Alles gaan oor die 2520, in Engels praat hulle van die 2520, ons kan in Afrikaans praat van die 2520. Maar dit is Levitikus 26 en dis die verbond en is deel daarvan wat God met Israel gesluit het en dit sluit ons in. Daniël 4 vers 10 tot 16. Wat nou die gesigte van my hoof op my bed betref, ek het gesien en kyk, daar was 'n boom in die middel van die aarde en sy hoogte was groot. Die boom het groot geword en sterk en sy hoogte het tot aan die hemel gereik sodat hy tot aan die einde van die hele aarde sigbaar was. Sy blare was mooi en sy vrugte baie en aan hom was vir alles voedsel. Onder hom het die diere van die veld skaduwee gesoek en in sy takke het die voëls van die hemel gewoon. Ja, alle vlees is daardeur gevoed. Ek het in die gesig van my hoof op my bed gesien en kyk, 'n bode, naamlik 'n heilige, het uit die hemel neergedaal. Hy het hardop geroep en gesê, kap die boom om en kap sy takke af, trek sy blare af en verstrooi sy vrugte, laat die diere onder hom uit wegvlug en die voëls uit sy takke, maar laat sy penwortel in die aarde staan, en dit met 'n band van yster en koper in die groen gras van die veld. En laat hy deur die dou van die hemel nat gemaak word en saam met die diere deel hê aan die plante van die aarde. Laat sy hart anders word as die van 'n mens en 'n dierehart aan hom gegee word. En laat 7 tydperke oor hom heen gaan. Hier sien ons presies dieselfde. Ons sien 7 tydperke. Nou 7 tydperke, 'n tydperk weet ons is 'n jaar, so hierdie is dit, so is 2520. Ons weet hierdie is 2520 dae wat letterlik 7 jaar is. Kom ons kyk na die beginsel. Daniël 4 vers 26. En dat hulle bevel gegee het om die penwortel van die boom te laat staan. 'n Koningskap sal vir u bestendig wees, vandat u erken het dat die hemel heers. Jy sien, Nebukadneser het homself nie verneder voor die Here nie. Dit was 'n storie van ek en my grootheid en waar ek is en wat ek vermag het, en die Here sê nee. Dit is wat ek aan jou gegee het, dit is wat ek aan jou toegelaat het, en dit is my seëninge. As jy 'n boom wil doodmaak, sal jy nie sy takke afkap en sy blare aftrek nie, ook nie sy vrugte verstrooi nie, maar jy sal dit afkap tot by sy penwortel. Die profesie los die stomp en 'n band van yster en koper word om dit gesit, wat bedoel dat daar toetse en swaar kry gaan wees. Hy gaan geoordeel word, maar sy koningskap sal aan hom terugbesorg word wanneer sy 7 jaar verbygaan. Die storie van die 2520 kan gesien word in Nebukadneser en Belshazzar. Want onthou wat het gebeur. Nebukadneser is verstrooi gewees. Hy het vir 7 jaar soos 'n dier gelewe. Hy het gras geëet, bedoel 'n vegetariese kos geëet. Totdat hy besef het
en homself verneder het om te sê, die Here is koning. Hy stel aan wie hy wil. Hy is in beheer selfs van die koninkryke van die aarde. En tot hy tot daai besef gekom het, was hy verstrooid. Maar God het hom weer herstel en hom sy koningskap teruggegee en hom selfs meer as dit gegee. Ons weet baie meer as dit gegee. So daar is altyd 'n vergoeding ook daaraan, maar dit is 'n voorbeeld van die 2520 profesie wat ons sien, maar waar God hom weer teruggebring het en hom meer gegee het. Ons kyk dat daar 2 is. Ons het gesien die een is in die jaar 723 is die noordelike gedeelte verstrooid en hulle is nie weer herstel nie. Maar ons sien in 'n ander in die jaar 677 voor Christus sien ons dat daar is 'n verstrooiing, maar in 1844 sê die Here, ek bring weer 'n versameling van die mense uit soontoe. Daar's 'n verskil tussen die 2 lyne as ons hierso kyk. Van 46 jaar. Onthou julle toe ons nou deur gegaan het ons ook 46 as 'n nommer gesien wat Moses in die berg was. Ons gaan die getal 46 baie sien. 46 jaar was die bou van die tempel gewees in Jesus se tyd. Ons gaan sien dat die tempel opgerig word in 46 jaar en wat dit beteken vir ons. Moses 46, daar is baie simboliek daarin wat ek nie nou wil deurgaan nie, wat ons later gaan doen. Ons staan nog steeds onder Levitikus 26. Ons staan as geestelike Israel daaronder en ons gaan kyk na die versameltyd van 1844 waar die Here 'n volk bymekaar gemaak het en hulle gebring het om te sê ek wil vir julle 'n God wees. Ek wil hê julle moet vir my 'n volk wees. En die verbond is nog steeds, ek skryf hierdie dinge in jou hart. Ek wil hê jy staan op my insetting en my verbond. En as ons ja daarop antwoord, sê die Here sal ek vir julle 'n God wees. Maar saam met wat ons daar gekyk het met die verbond van Levitikus 26, sê die Here ek sal vir jou 'n God wees en ek sal vir jou seën. En hy verduidelik ons al hierdie seëninge. Maar ons sien ook dat die Here sê dat daar is 'n vervloeking. Want die Here sê as jy jou gesig vir my wegdraai, sal ek my gesig van jou af wegdraai. Ons kyk baie en ons preek baie oor die liefde van Christus en ons verstaan nie altyd dat sy regverdigheid en sy oordeel nie. Ek dink ons het 'n miskonsepsie daaroor, dat ons dink dat as ons gesig van die Here af wegdraai en ons lewe losbandig, ons doen wat ons wil, dat die Here die heeltyd daar sal staan en sal sê ek sal nie my gesig wegdraai nie, ek sal getrou wees, ek sal jou vir jou God wees. Die Here sê, en ons moet dit baie mooi verstaan. Die Here sê ek is regverdig. As jy die sondes vergewe teen die wat teen jou sondig, sê die Here, sal ek jou sondes vergewe. Dis regverdigheid. Die Here sê as jy jou gesig van my af wegdraai, gaan ek my gesig van jou af wegdraai. As jy my gebooie bewaar, my insettinge, sal ek vir jou God wees. En hy verduidelik, hy vertel ons sy hele woord. Al die seëninge wat hy vir ons sal doen. Maar die Here sê, as jy jou gesig van my wegdraai en my insettinge nie wil hou nie, sê die Here, gaan ek my van jou af wegdraai. Dit is belangrik. Dit is nog steeds 'n lewe en dood boodskap. Ons kan dit nie ignoreer nie. 1842 het die Millerites 'n kaart gemaak. Ons noem dit die 1843 kaart. Die 2520 jaar, soos William Miller dit verstaan het, die jaar 677 met die Benjamin en Juda, die 2 stamme, die suidelike stamme wat hy verstaan het hy daarop neergesit. Die konsep van Levitikus 26 is vas op hierdie kaart. Ons weet dat Ellen G. White vir ons sê dat ek het gesien dat die Here se hand in hierdie was toe dit gemaak is. Ons weet dat sy hand, die Here se hand,
was oor syfers wat nie reg was nie. En baie mense sê, ja, maar dit was deel van dit. Maar ons weet die 1850 kaart is al daai. En dit het net gegaan oor die jaar 1843. Want ons verstaan die volheid van die jaar, ek sal dit met julle deurgaan, wat 1844 moes wees. Dis die enigste, so dis basies net daar en daar. Maar hierheen is reggemaak, en jy gaan nog steeds sien. Aan die onderkant, glo nie, die kamera kan dit baie duidelik nou sien daar nie, is die 2520 jaar op die 1850 kaart gesit as waarheid. Habakuk is waaruit hierdie goed kom, waar die Here sê, maak kaarte, sit hierdie waarhede daarop, en die wat dit lees, laat hulle mag hardloop. Hierdie is nie dinge wat ons kan sê, skuif dit een kant toe. En ons kan nie sê, ja, maar dit is nie, in Engels hulle salvational, Afrikaans sal dit wees, ewigheidswaarde. As ons nie hierdie beginsels en hierdie karakter van Christus vat nie, dan doen ons iets. Die Gees van Profesie sê vir ons, soos die mense, en sy verwys na die protestante, die Bybel vat en die storie van Jesus deurlees op die kruis, en trane in hulle oë het, en sê, ons sal hom nooit kruisig nie. So sê sy, is die eerste engelboodskap in die wêreld ingebring, wat 'n verandering vra van jou, wat 'n neerlê van sonde vra van jou, en toe daai boodskap inkom, sê sy, die hele hemelse wesens, gestaan om te kyk, hoe omvat die mensdom hierdie boodskap, want hierdie boodskap is Christus. Sal hulle doen wat Israel van ouds gedoen het? Toe Christus voor hulle staan, dat hulle gesê het, Barabbas, Barabbas, en kruisig vir Christus. Die protestante het presies dieselfde gedoen. Toe Jesus vir hulle sê, bewys dat julle lief is vir my, het hulle die toets geval. So sal ons sien in ons tyd, presies dieselfde. As ons die boodskappe kruisig, wat die Here vir ons gee, die lig, kruisig ons vir Christus. Ons kan nie met hierdie goed speel nie. Ons kan nie hierdie goed een kant toe sit nie. Hierdie is waarhede wat die Here ons gee. Dit is ons platform waarop ons staan. Dit is deur Christus gebou en ons kan dit nie verander nie. Ons het dit gesien, ons eerste les wat ons gedoen het. Stap steeds saam met my. Daar's baie wat ek op die tafel wil sit. En ek wil hê julle moet dit ondersoek. En ons kyk daarna. Amen.